Almal leef volgens 'n storie. Elkeen van ons het 'n storie. En dis 'n storie wat ek vir myself vertel oor wie ek is, hoe die wêreld lyk, wat ander van my dink en wie God is. So ek gebruik my storie om te kan verstaan. Ek gebruik my storie om mee te interpreteer. Hoe word my storie gevorm? Onder andere 3 dinge. Die eerste is, my storie word gevorm deur die ervarings wat ek in my lewe gehad het. Die manier, in besonder die manier waarop mense my behandel het. Dalk het ek onder baie kritiek deurgeloop, dit word deel van my storie. Dalk het ek liefde gekry, deel van my storie. Dalk is ek ergens in my lewe verwerp, of ergens in my lewe verlaat, deel van my storie. Of ergens het ek dalk erkenning gekry, en dit word deel van my storie. Dis die goed wat ek vir myself vertel, oor myself. My storie word ook gevorm deur die woorde wat ons hoor. Veral die woorde wat ons herhaaldelik hoor. Iemand sê eendag vir my, as jy genoeg gehoor het, dat iemand vir jou sê, jy moes eintlik nie hier gewees het nie, dan begin jy dit glo, dit word deel van jou storie. Woorde soos, jy is nie goed genoeg nie, of woorde soos, ek is lief vir jou. En dan word my storie gevorm deur my interpretasies. Deur hoe ek iets verstaan, deur die afleidings wat ek maak. So, baie van die goed wat in ons storie ingeskryf is regtig net 'n interpretasie, maar daardie interpretasie word vir my 'n werklikheid. So, as ek dalk huil, en iemand het gesê, ag, tog, dan word my interpretasie daarvan, ek is swak, of my interpretasie daarvan word, ek is 'n oorlas. So, almal van ons het 'n storie, en oor baie jare is hierdie storie van ons gevorm. En dit is 'n storie wat ons oor onsself begin glo, as dis my storie. En dit beïnvloed 'n klomp goed. Dit beïnvloed hoe ek voel, my storie. Dit beïnvloed hoe dat ek optree teenoor mense. Dit beïnvloed net doodgewoon hoe dat ek dink. Want my storie skep by my denkpatrone. Dit kom regtig net outomaties. So my storie word 'n emosionele lens. En as ek kyk na goed in my lewe, dan kyk ek deur daai lens. So ek kyk na my hele lewe deur die lens. Ek kyk na myself deur die lens. Ek kyk na ander mense deur daai lens, en ek kyk ook na God deur daardie lens. 'n Voorbeeld. As deel van my storie is dat die lewe is teen my, en iets gebeur, iets kleins gebeur, dan word die lens waardeur ek daarna kyk, die lewe is teen my, al is dit 'n baie klein dingetjie. En omdat my storie my so laat kyk, word dit vir my 'n massiewe ding. En my storie word ingegrafeer. Dit wat ek oor myself glo, is, hoe kan ek dit sê, is so wesenlik deel van wie ek is. Nou, dink net, as iemand 'n storie het van verwerping, en dis die storie waaruit hy of sy leef, of waarmee hy of sy leef. Of iemand het 'n storie van skuld, van jy's verkeerd. En dit word die lens waarmee iemand na die lewe kyk, of
Iemand leef uit 'n storie van minderwaardigheid. Van ek is nie goed genoeg nie, want iemand het eendag vir my gesê, genoeg, sodat ek het begin glo dat ek nie genoeg is nie. Dink net as ek leef uit 'n storie wat gevorm is deur trauma. Een of ander ongelooflik traumatiese ding wat ergens in my lewe gebeur het. En as ek leef met 'n storie wat gevorm is deur hierdie goed, ek het daar geskryf, dis net so sad. Dis net so sad as ek leef met 'n storie waarin hierdie goed prominent is. Want verwerping het my geleer, ek is nie wenslik nie, of ek is 'n las. So kyk ek na myself. Of my storie van skuld, die skuld fluister en sê vir my, maar ek is verkeerd. Ek verdien nie liefde nie, of die minderwaardigheid sê, ek sal nooit goed genoeg wees nie, of die trauma roep en sê, die wêreld is onveilig, jy moet jouself beskerm, jy moet jouself isoleer. Dis net ongelooflik sad, as dit is wat iemand se storie is. Jesus nooi ons om daai stories te los. En Jesus nooi ons om 'n nuwe storie te leef en 'n ware storie. Want daai ou stories van verwerping etc. is leuns. Leuns oor my, jy is nie goed genoeg, jy is 'n las, dis leuns oor my, wat ek begin leef het, asof dit waarheid is. En daarom wil Here Jesus my 'n nuwe storie gee, 'n ware storie wat waar is van wie ek regtig is. Nou, emosionele genesing beteken dat my storie moet herskryf word. Ek kan nie my lewe lank met hierdie storie leef nie. En ek sal nooit emosioneel gesond wees, solank daai storie my lewe domineer, en solank daai storie die lens is, waarmee ek kyk na die lewe myself en ander mense, en ook na die Here nie. En hierdie storie moet ons herskryf word, in die eerste plek in die lig van God se liefde vir my. En vir party van ons kan dit nogals onwerklik voel, dat die Here my onverwaarlik net soos ek is kan lief hê. Vir party mense voel dit onmoontlik dat die Here van my kan hou. Dat ek kan sê, maar dis nie vir my nie. Maar dit is die Heilige Gees wat in ons werk. Kom ons skep 'n gees, kom o, lewend maak en gees, wat ons nou gesing het. Wat my op 'n plek bring waar ek my lewe, myself kan herdefinieer vanuit die feit dat die Here my ongelooflik lief het. En die tweede storie is dat my storie moet herskryf word in die lig van God se waarheid oor my. My identiteit en my waarde in die Here Jesus. My identiteit is dat ek 'n geliefde van God is. My identiteit is dat die Here Jesus sy lewe vir my gegee, dis my identiteit, nie al die ander goede nie. En ek moet leer om die ou storie te bevraagteken. Ek het nou die dag so 'n bietjie leeswerk gedoen. Hoe help jy iemand wat sukkel met dit wat hy of sy in die spieël sien? Daar's so 'n lys van dinge wat 'n mens kan doen om jou op 'n plek te bring waar jy hou van dit wat jy in die spieël sien. En een van die dinge wat gelys word is, leer om dit wat jy dink te bevraagteken. Moenie alles wat jy oor jouself dink sommer net glo nie. Want ons glo leuns oor ons. Julle ken hierdie verhaal in die Bybel. Jesus word in Betanië gesalf. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek
en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het hierna uitgevaar. Laat staan daar het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir moeilik? Die ander vertaling sê, waarom kraak julle haar so af? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. En dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. En nie vanaand 2000 jaar later is dit nog steeds waar ons praat oor haar. Engelse vertaling, and you can be sure that wherever in the whole world the message is preached, the message is preached. What she just did is going to be talked about admiringly. So wat is haar ou storie? Haar ou storie is 'n storie van uitsluiting. Vir een, sy is nie genooi na hierdie funksie nie. En dan was haar status in die samelewing van so 'n aard, dat sy nou nie eintlik iemand is, wat uitgenooi sou gewees het. En dalk, dit kan ons met sekerheid sê nie, dalk is deel van 'n ou storie, dat sy nie baie goeie reputasie gehad het, of deel van 'n ou storie was, dat sy 'n klomp foute in haar lewe gemaak. Hoe dit ook al sê, dis haar ou storie. Wanneer ons kyk hoe dat die mense op haar reageer, dan bevestig dit eintlik die ou storie. Mense wat na haar kyk, as 'n vrou met daai storie. Hulle reaksie op haar is nogal hard. Dit kan vertaal word as woede, as verontwaardiging. Hulle raas eintlik met haar. Hoekom doen jy so 'n dom ding? Hulle veroordeel haar en kritiek. Hulle neil haar, kan ek maar daai woord gebruik. Hoekom doen hulle dit? Aan die een kant net oor wat sy doen. Jy mos? Kon hy die goed verkoop het? Kon 'n klomp mense kos gegee het? Jy mos? Want dis dalk ook deel van die reaksie op haar, net omdat sy is wie sy is. Sy het hierdie lae status en sy het dalk 'n verlede waarop 'n mens nie trots kan wees nie. En dan verander Jesus haar storie en hy doen dit net daar. Hy verander die storie van skaamte na eer. Want sy sal onthou word, sê Jesus. Want mense sal praat oor dit wat sy gedoen het. Mense sal praat oor haar geloof. Mense sal praat oor haar vrygewigheid en ons praat vandag nog steeds oor haar. Daar ander ouetjies in die vertrek, nie 'n klou wie hulle is nie. Maar ons praat oor haar. So van skaamte, 'n storie van eer. Van uitsluiting na insluiting. Nie genooi nie in die samelewing waar die ander mense is nie. En insluiting, en dis interessant, sy word deel van die evangelie verhaal. Dat Jesus sê, as waaroor die evangelie gepraat word, sal ook oor haar gepraat word. So die Here sluit haar in by iets baie groot. Van onsigbaar na betekenisvol. Sy was in die samelewing, maar hierdie onsigbare vrou met 'n reputasie dalk, maar net 'n vrou, een van die baie daar. Maar met haar daad, liefdevolle daad, salf sy Jesus vir sy begrafnis. So dit wat sy daar doen, is absoluut betekenisvol. Die Here sê vir haar, jy salf my, jy maak my, jy help my gereed maak vir my begrafnis. Iemand sê dit wat sy gedoen het, has profound spiritual significance. Die ou storie skaamte, uitsluiting en onsigbaar. Die nuwe storie eer, insluiting en betekenisvolheid. Verskil dit baie? Dis dramaties verskillend. Hoe doen Jesus dit? Hoe herskryf Jesus haar storie?
Hy sien 'n hart. Hy kyk diep in haar lewe in. En hy sien die hart waarmee sy hierdie ding doen. Hy sien haar liefde vir hom in hierdie ding wat sy doen. Hy sien dit wat ander mense van haar nie kan sien. Die tweede is, hy beskerm haar motiewe. Terwyl ander mense haar aanval, sê Jesus, los haar uit. Sê Jesus, hoekom maak julle dit nou moeilik vir haar? Hy beskerm haar. Die derde is dat hy aanvaar haar liefde. Hy aanvaar die liefde wat sy gee. Die ander mense wil die liefde wat sy gee wegwys. Hy gee dit vir die armes. Die ander mense veroordeel die liefde wat sy vir die Here Jesus wys. Die Here Jesus aanvaar haar liefde. Die Here Jesus aanvaar die liefde van 'n vrou wat nie 'n mooi storie het nie. En dan sê hy vir die ander, sy het gedoen wat sy kon. Of 'n ander vertaling sê, wat sy doen beteken vir my baie. Sien, ek verander die Here haar status net tussen daai mense. En dan, so dit was genoeg. En sy was genoeg. Dan hierdie mooi Engelse aanhaling, an act of love redefine a person's story. Jesus, an act of love redefine her story. Hierdie is belangrik, wat doen sy met die ou storie? En is nogal 'n paar dinge wat sy doen. Die een is, dat haar storie, hy was nie buitekant nie. Ongenooid stap sy in. Want sy wil kom waar Jesus is. En dit is deel van wanneer 'n mens 'n storie verander. As jy vir jouself sê, my storie gaan my nie buitekant hou nie. Die tweede wat sy doen is, dat sy bring die kosbaarste wat sy het. En sy breek die fles, fles met hierdie kosbare olie, sy hou niks terug en sy gooi dit letterlik uit oor die Here Jesus. Wat sy ook doen is, dat al hierdie is 'n geweldige risiko wat sy neem. Om daarin te stap, om te doen wat sy doen, is 'n geweldige risiko wat sy neem. En sy was nie verkeerd nie, want hulle is lelik met haar, maar Jesus sê, julle moet haar uitlos. So wat doen sy? Sy stap uit haar ou storie uit in 'n nuwe storie. Klink dit nie mooi nie? Sy stap, toe sy daarin stap waar Jesus was, stap sy uit die ou storie uit en sy stap in 'n nuwe storie in. En Jesus stel haar nie teleur nie. Wat dit van haar vra, dit vra vir haar moed om in te stap waar Jesus is, dit vra vir haar om nie afgeskrik te word deur ander se oordeel of opinie nie, dit vra van haar om nie vasgehou te word deur skaamte nie, deur die gevoel van onwaardigheid nie, dit vra vir hom alles te gee om oor te gee. En as ek 'n nuwe storie wil hê, want ek hou nie van die ou storie nie, is nie 'n mooi storie nie, dan vra dit nou nogals van my, om die moed te hê om in te stap by die Here Jesus en sê, Isak. Dan vra dit vir my om my nie te laat afskrik vir hoe dat enigiemand anders dalk op my kan reageer nie. Dan vra dit my om nie vas te hou aan my skaamte of die gevoel van onwaardigheid nie, maar net in te stap en alles aan die Here oor te gee. En sulke goed nie, om sulke goed te doen, dit is wat emosionele volwassenheid is. Maak dit sin? Dis emosioneel volwasse optrede. So die uitnodiging is, dat Jesus wil ons help om ook ons ou stories te verander. Party van ons is gelukkig, die hele storie vir oorgeskryf te word, né? Maar party van ons met die hele storie oorgeskryf word. Party van ons kort net so 'n paar nuwe hoofstukke. Is ek reg, so 'n paar nuwe hoofstukke of 'n bietjie beter inleiding in my storie. Hoe dit ook al sê, dat die Here wil ons help om ons ou stories te verander. 2, sal ek Jesus my hiermee laat help? Dit is nogal belangrik om dit te vra. Want baie van ons kan so vasklou aan daai ou storie. Verstaan, want daai storie word my identiteit, daai storie word wie ek is. Ek kan nie eintlik iemand anders wees behalwe daai storie nie. So dis ook 'n vraag om te sê, maar gaan ek die Here Jesus toelaat om my te help sodat die storie dat hy my kan help sodat my storie herskryf word. So ek moet opdaag en sê, soos wat sy opgedaag het, ek moet opdaag by die Here en sê, Isak,
help my skryf, dat ons hierdie storie kan verander. En Christus is jou storie, nie 'n storie van skaamte of tekortkominge, dis 'n storie van herstel, van liefde en van doel. En dis waarmee die Here ons wil help. Wat 'n paar jaar vir die ding om te gebeur, kom ons wees eerlik daaroor. Maar dis hoe die Here ons storie wil herskryf. Dat ek okay is. Dat ek kan lief hê, dat ek myself kan lief hê, dat ek wil eintlik sê dat ek kan ontspan, net relax, en die lewe kan leef. Okay, net 'n paar teksverse oor wat ek was, wat ek is in die Here Jesus. Daar's nog, maar hierdie is mooi. Jy was verwerp, jy is dalk verwerp, maar jy is nou aangeneem. Jy het dalk geval, maar jy staan nou in genade. Jy was in duisternis, maar jy is nou in die lig. Jy was gebroken, maar nou is jy heel. Ou storie, nuwe storie. Amen. Ek gaan, dis 'n lang gebed, ek gaan hom lees. Maar julle kan saam lees ook, kom ons lees dit saam, is dit okay so met julle? Sal julle diep asemhaal? Alright. Ek gaan dit stadig lees, ons lees dit stadig en ons laat die Here toe om ons te vat. Here Jesus, ek kom na U toe met my volle storie. Lees saam met my die mooi en die stikkende, die suksesse en die wonde, die dele waarvan ek hou en die dele waarvoor ek skaam is. U ken elke bladsy, U ken die geheime wat ek wegsteek. U sien die trane wat ek nie altyd wys nie, maar U draai nie weg nie. U nooi my nader, U kyk na my met oë vol genade. Here, ek vra, help my om my storie saam met U te herskryf. Nie op grond van wat mense sê nie, maar op grond van wat U sê. Nie vasgevang in my verlede nie, maar geanker in U liefde. Laat U waarheid oor my harder praat as U leuns van skaamte. Laat U genade my wonde aanraak. Laat U liefde my identiteit vorm en wys my die toekoms wat U vir my droom. Ek wil meer leef asof ek wil nie meer leef asof ek onwaardig is nie. Ek wil nie meer vlug of wegkruip nie. Ek wil leef as iemand wat deur U gekies, geliefd en geroep is. Skryf U storie in my hart, Here Jesus, 'n storie van herstel, hoop en 'n nuwe begin.